Here, dankie vir die voorreg wat ons het om die kinders te mag wees. Dankie dat ons ook in hierdie nuwe jaar voor U kan kom sit en kan weet, maar saam met U kan ons dit doen. Saam met U hoef ons nie bang te wees nie. En Here, U het vir ons 'n boodskap. U wil ons help, U lei ons en U rig ons. Here, help ons om ons ore oop te maak. Help ons om toe te laat dat hierdie ons lewe kom verander. Dat dit nie net iets is wat ek doen omdat ek dit moet doen, of omdat ander mense sê ek moet dit doen, wat ook al se rede nie, mag ons regtig met oopheid na U kom luister vandag, met ons hele hart. Dankie Here vir U liefde en U genade, en dankie dat U teenwoordig is in ons lewe. Amen. Ons lees Matteus 3 vers 13. In daardie tyd het Jesus van Galilea af na Johannes toe by die Jordaan gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het die probeer verhinder deur te sê, ek moet eintlik deur U gedoop word en U kom na my toe? Jesus het hom geantwoord, nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen. Daarna het Johannes ingestem. Jesus is toe gedoop en het dadelik daarna uit die water gekom. Met eens het die hemel bokant hom oopgegaan en hy het die gees van God soos 'n duif sien neerdal en op hom kom. Daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Tot sover. Nou, hierdie is 'n baie spesiale gebeurtenis. Dis Jesus se eerste verskyning as groot mens, en dit is ook waar Jesus se doop, sy bediening begin. So dis die eerste voorbeeld wat Jesus vir ons kom gee as groot mens, van hoe moet ek lewe? En die antwoord is, wees gehoorsaam aan die Here. So, dit is 'n verskriklik groot gebeurtenis. Jesus word gedoop en die Johannes het 'n bekeringsdoop gedoop. So hy het mense aangeraai om gedoop te word en dis 'n oproep en 'n fisiese betekenis gewees om te sê, maar ek antwoord en ek draai my lewe om. Om te sê, maar ek gaan nou ophou probeer sonde doen, ek gaan my lewe omdraai en ek gaan leef om gehoorsaam te wees aan God. So dis 'n bekeringsdoop. Sê maar, ek gaan ophou met my sonde, ek gaan 'n nuwe lewe begin. Maar Jesus het dit nie nodig nie, want Jesus doen nie sonde nie. So hoekom het Jesus ons laat doop? Hy is die seun van God. Sy sonde hoef nie afgewas te word nie. En elke jaar is 'n tradisie in die kerk om op hierdie Sondag te praat oor Jesus se doop. Afgesonder 'n spesifieke Sondag om te fokus op wat Jesus kom doen het. So hoekom is dit dan so belangrik? Hoekom is hierdie gebeurtenis so belangrik? En ek dink baie keer as 'n mens die impak en die grootheid van 'n oomblik wil verstaan, moet 'n mens verstaan waar kom dit vandaan? Hoekom gebeur dit? Want anders is dit net nog iets, né? Is net nog iets en dit gebeur maar net en is, ja, wat beteken dit nou eintlik vir my? Dit is iets wat met iemand anders gebeur het. Ek weet daarvan, maar wat maak dit in my eie lewe? So as mens 'n bietjie terugkyk na Jesus se lewe, dan moet 'n mens verstaan dat om 'n kind groot te maak is 'n groot wonderwerk op sy eie, né? Net die feit dat hulle groot word is 'n wonderwerk, want ek meen, as 'n mens kyk wat kinders alles aanvang, dan dink jy, dankie tog, hulle het engeltjies, want hoe word hulle groot? En in daardie tyd was presies dieselfde. Inteendeel, dit was 'n groter wonderwerk dat kinders groot geword het. As mens kyk na navorsing, dan het omtrent net 50% van kinders in daardie tyd 10 jaar oud gehaal. As gevolg van 'n klomp redes, as gevolg van siektes, gevaarlike diere, giftige slange, ongelukke, die omstandighede in daardie tyd was van so 'n aard dat broosheid moeilik was en dat kinders maklik dood gegaan het. So Jesus word groot. Verder het Jesus
bestaan 'n klomp mense bedreig. So sy lewe was konstant in gevaar gewees. Ek meen, Herodes is so bedreig gewees deur hierdie babietjie wat almal nou as koning wil aanstel, dat hy al die kinders onder 2 jaar vermoor. En dan mis hy hom nog steeds. Maar sy lewe was bedreig gewees. Hulle moes die hele tyd veg. Hulle moes die Here die hele tyd aan drome en dinge aan sy ouers verskyn, aan mense rondom hom verskyn, sodat hierdie babietjie, hierdie brose babietjie, wat Jesus as aarde toe gekom het, te beskerm. God gebruik 'n gemeenskap mense om Jesus te beskerm. Hy verskyn in hulle drome. Hy maak seker dat hierdie kind groot word. Op 12 jaar oud raak Jesus nog weg ook, en as ons kyk na vandag se lewe, as 'n kind wegraak, is die kans min dat hulle terugkom huis toe, nê? Jesus word opgespoor. Hy wat agterbly in die tempel, sy ouers verskriklike grys hare gee, maar hulle spoor hom weer op. Jesus het gekom waar hy is op daardie oomblik. Hy kan voor Johannes staan as 'n groot mens en hy kan sy bediening begin op 30 jaar oud. Want God het mense gebruik rondom hom om hom te beskerm. Hy was saam met hierdie brose kind reg deur sy lewe en is steeds by hom. Maar meer as net Jesus se lewe, hierdie moment word afgewag deur die hele geskiedenis van Israel. Hierdie verlosser wat gebore gaan word om hierdie volk te kom red. Die verlosser waarvoor hulle al jare en jare bid en wag. Sy bediening het uiteindelik begin vandag. Dit begin hier. Dit is groot. Dit is geweldig groot. Ek dink die oomblik was, wow, dit moes amazing gewees het. Maar jy moes deel van hierdie verhaal wees om dit te kon verstaan, om te begryp hoe amazing dit is. En ek dink as mens kyk na ons eie lewe, vandag, God kom en sê, hy was nie net by Jesus nie, nee. Hy het nie net Jesus beskerm deur sy lewe nie. Hy kom ook en sê, maar ek stap 'n pad saam met elke kind van my. Ek is daar saam met elke kind. As mens terugkyk na jou lewe, kom eens agter, maar die Here was nog altyd by jou. Hy het 'n pad saam met jou gestap en ons kan weet, ons is nooit alleen gewees nie. Sekere mense wat jy ontmoet het, wat jou net so 'n bietjie daai hupstoot gegee het om weer aan te gaan. Omstandighede wat gebeur het, buite jou beheer, wat die Here net kom sê het, is okay, ons kan weer aangaan, ons kan weer opstaan. Dit beteken nie ons lewe was maanskyn en rose nie, en Jesus sin was alles behalwe, sy lewe was die heeltyd bedreig. Maar God sê, maar ek beskerm jou, ek's daar vir jou, moenie worry nie. Wees saam met my. Die Here sê, hy's by ons, hy stap by die pad van ons, en ons kan aan die begin van die jaar ook terugkyk en weet, maar ons het al 'n pad gestap. Ons kom iewers vandaan. My lewe het 'n storie. En as ons vandag hier sit, en ons dink terug, dan kan ons ook onthou, ons elkeen het stories waar die Here saam met jou was, in oomblikke wat jy dit die nodigste gehad het. Die Here wat vir jou kom sê het, ek het jou nog nooit gelos nie, ek sal jou ook nooit los nie. God skep gemeenskappe rondom Jesus, om hierdie brose kind te beskerm. Maar dit is ook 'n boodskap na ons toe, dat ons ook gehoorsaam moet wees aan die Here, en gemeenskappe rondom mekaar moet skep, om ons as brose mense te beskerm, daar te wees vir mekaar te ondersteun wanneer dit moeilik gaan, mekaar te help en daar te wees wanneer ons antwoorde min is, wanneer ons oplossings min is, en wanneer ons moedeloos raak. Sê die Here, dis die voorbeeld wat ek kom stel het. Jesus was ook broos. Hy het nie alles gehad nie, hy was 'n babatjie. Hy was klein, hy was broos, hy was 'n kind. Maar ek het julle gebruik
om hom groot te kry. En toe te laat dat hierdie bediening vandag kan afskop. Dit is so voorreg as mens dink aan die kerk ook, nie? Dat God ons as kerk geskep het om daar te wees vir mekaar, want dit is wat die kerk is, dit is 'n gemeenskap van gelowiges, om saam met God te aanbid, saam die pad te stap, saam mekaar te ondersteun, sodat kinders van kleins af as brose kleintjies kan groot word saam met die Here. Hulle hoef nie van die begin af alles te verstaan nie, maar hulle kan ervaar, hulle kan sien hoe mamma en pappa die Here aanbid, hoe hulle verhouding met die Here ernstig opneem, hoe hulle saam met mekaar en saam met God worstel en kan weet, maar ja, dis nie maanskyn en rose om groot te word nie, dis nie maanskyn en rose om te lewe nie, maar is moontlik om voluit te lewe en vrede in my hart te hê, ten spyte van al daai goed, want die God van die heelal is deel van my lewe, net soos wat hy deel was van Jesus se lewe. Ons kan mekaar help om voluit te lewe, want gelowige mense is gehoorsaam aan God. Gelowige mense kom God se riglyne na en dit skep gemeenskappe en areas vir broosheid om te kan leef, om voluit te leef, om te kan ontwikkel in iets moois, vir mense om werklik lief te hê. Want liefde op sigself is broos, né? So ons moet veilige omgewings skep vir liefde, om te kan seëvier, om te kan ontwikkel, om uitgefigure te kan word. En dis wat Jesus is wat God kom doen het, die voorbeeld wat hy reeds in Jesus se lewe kom gee het vir ons. So Jesus staan vir Johannes, en die oomblik is groot, want hier begin alles. Dit waar ons voor so lank gewag het, weer eens 'n oomblik van gehoorsaamheid aan God. Ons verstaan nie altyd hoekom God sekere goed sê nie, né? Want ons dink ons weet beter. Ons dink ons het meer oplossings. Maar God kom en hy sê, jy moet gedoop word en Jesus is gehoorsaam. En Johannes is gehoorsaam. Al verstaan hy nie, hoekom moet hy nou die verlosser van die wêreld doop? Hy het dit nie nodig nie. Hy moet my doop. Ek is die sondaar. En dan antwoord God hierdie doop met 'n teken van vrede, 'n duif wat afkom uit die hemel. En hy kom sê, hierdie is my geliefde seun. Ek is so bly en so lief vir hom. Hier begin alles. Hy is my vreugde. Watch this space. Kyk, hier kom groot dinge. Kyk, wat gaan ek deur hom doen? Die beste is nog op pad. Hou julle asem op. En ons ken die einde van die verhaal. Ons weet, Jesus het mense se wêrelde onderste bo kom tipe. Hulle manier van dink kom challenge, kom uitdaag. Hy het hulle lewe kom verander deur lief te wees, deur broos te wees. En op die ou einde, so hy kom gee ons sy voorbeeld, en op die ou einde gee hy sy lewe. Totale broosheid, sodat ek en jy kan leef. Sodat ek en jy nie hoef te sterf nie, sodat ek en jy nie hoef te betaal vir ons sondes nie. En hy staan uit die dood uit op. Hy het die mense se lewe, sy asem kom wegslaan. En hy kom slaan elkeen van ons vandag nog sy asem weg, wanneer ons die God van die heelal ontmoet, en ons besef hoe groot dit is wat hy doen in my lewe. Ons kan nie dit vir enige iemand beskryf nie. Daai oomblik wat jy die Here ontmoet, die God van die heelal, wat hy vir jou kom sê, my kind, ek sien jou raak. Ek is lief vir jou, net soos jy is.
En dan kom die Here en hy stap hierdie pad saam met ons en hy sê, maar wees gehoorsaam aan my. Luister vir my. Vertrou my. Jesus se gehoorsaamheid aan God is ook 'n voorbeeld vir ons om vir die Here, die God van die heelal, te vertrou. Te vertrou as hy sê, wees liewe mens, al verdien hulle dit nie. En dan dink jy, ek wil nie, ek is kwaad vir hulle, ek wil nie, ek hou nie van hulle nie. En sê die Here, vertrou my, wees gehoorsaam. En so sê die Here op verskillende maniere in ons lewens, vertrou my. Al maak dit nie vir jou sin nie, en al is dit nie vir jou lekker nie, vertrou my. Dis wat dit beteken om voluit te lewe. Wees gehoorsaam. Ek weet wat ek doen. En dis wat ons as gemeente is ook geroep om die Here te gehoorsaam. Om gemeente te wees soos wat hy dit wil hê. Dis sy kerk hierdie. Niemand anders nie, dis sy kerk. Dis sy gemeente. En hy wil ons gebruik. Ons is sy instrumente om 'n verskil te maak in hierdie gemeenskap waarin hy ons geplaas het. En dis wat ons hierdie jaar gaan doen. Ons gaan volgende week skop ons 'n jaartema af, gebaseer op ons missie. En ons gaan bietjie luister. Ons gaan eerstens sit by die Here en sê, maar Here, wat wil U hê moet ons doen? Want ons kan nie weet wat die Here wil hê ons moet doen in ons gemeenskap as ons nie actually tyd saam met hom spandeer nie, né? As ons nie saam met hom bid, so in gebed saam met hom wees, op sy skoot gaan sit en tyd saam met hom spandeer en hom leer ken. Gaan ons nooit weet wat God wil hê van my nie. So ons moet saam met hom in die eerste plek gehoorsaam wees om tyd saam met hom te spandeer. Wees saam met hom, leer hom ken en dan gaan hy vir jou sê en dan gaan jy bewus raak van wat hy wil hê jy moet doen in die wêreld. En as ons gesit en geluister het, gaan ons ook gaan doen. Ons gaan gehoorsaam wees en doen wat die Here van ons verwag, nee? Ons gaan gehoorsaam wees. Ons gaan opstaan en ons gaan dit doen. Ek weet nie van julle nie, maar ek is opgewonde oor hierdie jaar. Nie omdat die omstandighede wonderlik is nie, maar omdat die God van die heelal my wil gebruik. Omdat die God van die heelal vir elkeen van ons wil gebruik. Ons as gemeente wil gebruik om 'n verskil te maak. Om die wêreld 'n stukkie beter te maak. Daar waar God ons geplaas het. Ek hoop julle is saam met my opgewonde. Die oomblik is groot. Dit is heilig. Dit beteken so baie. Want Jesus staan voor Johannes. En hy sê, hier begin alles. God het sy seun gestuur, sodat ons kan leef. Jesus is hier. Hy is een van ons. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons kan wees in groot oomblikke, waar ons kan besef en bietjie beter kan verstaan wat U in ons lewe wil kom doen. Here, dankie dat U gehoorsaam was. Dankie dat U die God van die heelal vir ons 'n voorbeeld kom stel het van wat dit beteken om U kind te kan wees. Van wat dit beteken om voluit te lewe. Help ons om te luister. Help ons om U voorbeeld te volg. Help ons om te vertrou dat U die beste van ons weet. Help ons om na te volg wat U vir ons sê. Help ons om gehoorsaam te wees. Help ons om te luister. Om tyd saam met U te spandeer. En ons verhouding met U ernstig op te neem, Here, want saam met U kan ons voluit lewe. Saam met U is enigiets moontlik. Here, help ons daar waar dit moeilik is, waar ons nie altyd antwoorde het nie, waar ons nie altyd wil nie, waar ons sukkel met 'n klomp emosies binne in ons wanneer U vir ons vra om goed te doen.
Help ons met genesing, help ons om op te staan, help ons om te vertrou. Dankie Here vir U liefde en U genade en dankie dat U deel is van ons lewe. Amen.